Goeiedag julle. Ons gaan nou weer hierdie week aan met hierdie week se toerusting, baptisasie toerusting, ons ouer toerusting waar ons homself toerus om oor die Here se woord met ons kinders te deel by huisgodsdiens en dit te help met die baptisasie werk ook. Nou ons is hierdie week in Genesis 15 tot 16, dis waar ons gaan stil staan. In Genesis 15 tot 16 is ons steeds saam met Abraham in Kana. Die van Genesis 12 af kry ons nou Abraham se storie, eintlik van hoofstuk 11 vers 27 af, gaan aan tot hoofstuk 25. En ons is dus in Abraham se lewe op die oomblik. Wat is nou weer belangrik? Ek dink ons kan Abraham se storie net reg verstaan, as ons dit verstaan in die lig van God se groot koninkryk storie. En dit begin daar by die moederbelofte in Genesis 3 vers 15. Nou die moederbelofte kon ons al lekker diep op ingaan. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit elke keer vir ons kinders inhamer. Dit is regtig net belangrik. Groot storielyn van God se woord is die koms en belofte van Christus en deur Christus die koninkryk van God. En dit word daar reg na die sondeval beloof die Here hierdie kind wat gebore gaan word uit die vrou en hy gaan Satan se kop vermorsel. Hy gaan die koninkryk laat aanbreek. Hy gaan die nuwe aarde van Openbaring 21 en 22 laat kom. En hy gaan elkeen wat in hom glo laat deel in daardie koninkryk. Nou, hierdie kind kom in die lyn van die vrousaad. Nou kon ons al raak sien, die lyn van die vrousaad lê in Genesis in Set, dan in Noag, en in Noag se seun Sem, en dan is ons op die oomblik in Abraham. Abraham kom ook uit Sem uit. So daar is baie meer detail, en ek dink dit is belangrik dat ons maar daai detail so elke kort bietjie met ons kinders behandel. So gaan terug aan die vorige toerustings en gaan kyk vir jouself 'n bietjie daarna. Dis ook ons as ouers se verantwoordelikheid om onsself ook reg toe te rus, maar oor en oor hierdie dinge te lees en te leer, sodat ons dit vir ons kinders reg kan oorvertel. Daar is net mooi niks so belangrik soos om vir ons kinders na Jesus toe te lei. Dus jy kan maar tyd insit en ure insit om hierdie goed vir jouself ook in jou kop te kry. Dis belangrik. Nou, as ons nou hierdie week in hoofstuk 15 en 16 ingaan, dan is dit natuurlik belangrik om te vra, wat is die konteks van Genesis 15 en 16? Dit kry ons in Genesis 15 vers 1 en in Genesis 16 vers 1. Genesis 15 vers 1 begin met na hierdie dinge. Wat is hierdie dinge? Dit is alles wat in Genesis 14 gebeur het, die dinge van Genesis 14. Wat het nou weer daar gebeur? Wel, Kedorlaomer, so kon ons in ons vorige toerusting leer, saam met 4 konings daar uit die gebied van Mesopotamië, daar uit die 2 riviere gebied, die Tigris en die Efraat, en 'n bietjie op daarna, meer na daar waar die 2 riviere ontspring, val die Transjordaan binne. En die Transjordaan is nou die gebied van Kana, net oos van Jordaan, en die groot krisis is, Lot word toe ook in hierdie operasie van Kedorlaomer weggevoer. 'n Groot krisis. En toe is daar daardie bevrydingsoorlog wat Abraham voer. 'n geweldige, 'n heldedaad van Abraham. Want natuurlik doen Abraham dit omdat God hom bekragtig, en ons kon ook daar 'n wonderlike dinge leer. Abraham bevry toe vir Lot, en dan ontmoet ons vir Melchisedek, wat vir Abraham kom seën na daardie bevrydingsoorlog. En in Melchisedek sien ons 'n heenwysing na Jesus. Wonderlik. So dis die goeders wat daar in hoofstuk 14 wat in hoofstuk 14 gebeur het, en nou soos in hoofstuk 15 na hierdie dinge. Nog iets wat baie belangrik is hoofstuk 16 vers 1 wat sê, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En hier is ons nou by die krisis van die groot storie, die groot koninkryk storie, die moederbelofte storie. Daar moet 'n vrou kom uit, of 'n kind kom uit die vrou. En daardie kind lê in die geslagte van Set, Noag, Sem, en dan Abraham, maar nou kan Abraham nie kinders kry, hier's 'n krisis. Wat nou? So dis 'n bietjie die agtergrond van hoofstuk 15 en 16, na Melchisedek geseën het, na daardie bevrydingsoorlog,
Maar binne die krisis van, hey, waar is daar die kind? En ons gaan net nou terugkom by dit ook, maar in hoofstuk 16 vers 4 sien ons dat Abraham is nou al 10 jaar in Kanaan. En die Here het al 10 jaar terug hierdie belofte gemaak en gesê, jy gaan 'n kind hê, jy weet, maar nog steeds is die kind nie daar nie, en Abraham is op hierdie stadium nou al 85 jaar oud, jy weet, in stuk 12 het ons gesien, hy was 75 jaar toe hy in Kanaan aangekom het, en 10 jaar later, so hierdie is nogal 'n krisis. So dis teen daardie krisis agtergrond, na alles wat gebeur het in hoofstuk 14, wat hoofstuk 15 en 16 nou gebeur. Ons kyk 'n bietjie wat gebeur in hoofstuk 15 tot 16. Hier is 4 episodes. En ek sal nogal so met hierdie 4 episodes ook, as ek nou vir my kinders lees, dan sal ek nie die hele hoofstuk 15 en dan die hele hoofstuk 16 lees. Ek sal nog 'n bietjie opbreek. En ek sal eers hoofstuk 15 vers 1 tot 6 lees, en daar gaan dit oor die belofte, of die bevestiging van die belofte van 'n kind. Die Here het dit 10 jaar terug vir Abraham beloof, en hier kom hy nou weer, en hy bevestig daardie belofte. Goed, so dis versie 1 tot 6 van hoofstuk 15. Dan versie 7 tot 21 is, God waarborg die belofte van 'n land, wat hy ook 10 jaar terug gemaak het, daar in hoofstuk 12, en hoofstuk 13 het ons dit ook gesien, en die Here bevestig of waarborg daardie belofte deur 'n verbond te maak. En dan sal ek aanlees na hoofstuk 16 toe. En daar kry ons vers 1 tot 6, Sarai en Abraham se plan vir 'n kind, en dis 'n krisis. En dan Genesis 16 vers 7 tot 16, Hagar en Ismael. So dis die 4 episodes, en ek sal met my kinders deur vers 1 tot 6 lees, en kyk wat is die toepassings, en dan versie 7 tot 21, wat is die toepassings, 16 tot 1 tot 6, wat is die toepassings, en so. So ek sal nie alles in een slag deurlees nie, ek sal regtig het so 'n bietjie opbreek. Hoe gaan ons die toerusting hanteer hierdie week? Ek gaan, in die eerste toerusting, ons gaan 3 toerusting video's hê. Die eerste toerusting gaan oor Genesis 15 vers 1 tot 6, dan die tweede toerusting video gaan oor Genesis 15 vers 7 tot 21, en dan die derde een gaan oor Genesis 16. So kom ons gaan nou in op Genesis 15 vers 1 tot 6. Wat gebeur daar? Wat gebeur in Genesis 15 tot vers 1 tot 6? Wel, ons het hier tyd, ons het die Here wat kom in sy woord, ons het Abraham se krisis, ons het tel die sterre, ons het Abraham se reaksie. So, ons kyk na die tyd. Ons sien in vers 1 die tyd. Dis in die tyd na Abraham se oorlog, ons kon net nou so 'n bietjie al daaroor praat, sy bevrydingsoorlog wat hy voer teen daardie 4 konings uit Mesopotamië om Lot te bevry. Nou, net na daardie oorlog kan jy jou indink, dis nogals 'n moeilike tyd vir Abraham. Abraham is alleen van Kanaan. Hy is die bevryder van Kanaan op 'n manier, maar hy het maar 'n weermag van 318 manne, goeie manne, ek dink regtig nogals opgeleide, geoefende manne staan daar in hoofstuk 14. Maar gemeet teen die oormag van die konings daar uit Mesopotamië, is Abraham regtig alleen. Abraham dreig groot bedreiging. En dan binne in hierdie situasie kom die Here in sy woord na Abraham toe. Kyk dan hoofstuk 15 vers 1. Na hierdie dinge het die woord van Abraham, of die woord van die Here tot Abraham gekom. So die Here los nie vir Abraham in daardie situasie nie. Ons het hom 'n goeie God nie. En ons het vir Abraham nie, en dan kom hy na Abraham toe met troos en beloftes. Hy sê vir hom, vrees nie Abraham. Hy sê, ek is jou skild, met ander woorde, ek is jou beskermer. En dan sê hy vir Abraham hierdie ding. En daar kom ons dan weer by die groot storie van die moederbelofte. Jou loon is baie groot. En as jy mens dan nou kyk na die res van versie 2, 3, 4, 5, 6, dan kom ons agter dat daardie loon het beslis te doen met 'n groot nageslag. Dit het te doen met 'n groot nageslag. Dit het te doen met die nageslag, die kind wat uiteindelik die koninkryk van God laat kom. So kom die Here nou na Abraham toe daar in sy krisis. Hy troos hom, hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Ek is jou beskermer. Ek gaan jou 'n nageslag gee. En dan kom die Abraham met die Here
met sy krisis, en hy sê, Here, maar ek het nie 'n kind nie, dit is my groot krisis, dis daar in vers 3 en 4, julle kan 'n bietjie van lees daar, dis regtig my krisis, en dan sê hy sê hierdie, kyk, wat sê hy sê vir die Here, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan, die bediende van my huis, my erfgenaam wees. Nou, so dis Abraham se krisis, kom na die Here, die Here, dis al 10 jaar later, regtig, hoe moet ek werk met hierdie ding van die groot loon, die nageslag, die vervulling van die moederbelofte in en deur my. Dan kom die Here na Abraham toe, en hy lei Abraham uit, dis in die nag wat hierdie goeders gebeur. Hy lei Abraham uit, na buitentoe, dis daar in vers 5 en vers 6, en die Here sê vir hom, kyk nou op na die hemel, en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En wat die Here daar doen is om te sê, Abraham, luister, kyk weg van jouself op. Kyk weg van die feit dat jy en jou vrou nie kinders kan hê. Kyk weg van die feit dat Sarah nie kinders kan hê nie. En kyk, Abraham, na die sterre en tel hulle. En Abraham, as jy na die sterre so tel, wie het sterre gemaak, Abraham? Dis ek. Ek is die Almagtige. Ek is die skepper van die hemel en die aarde. Ek kan alles uit niks uitskep. Niks is vir my onmoontlik nie, Abraham. Abraham, dit hang nie van jou af nie. Dit hang alles van my af. Ek is die Almagtige, getroue God. Nou, net hier kan ons 'n bietjie stop en vir ons kinders hierdie vraag. Wat leer ons hier oor God? Wat leer ons hier oor God? En dit is altyd wat ons wil doen as ons in die Bybel is. En ons kinders, ons wil vir hulle vertel, wie's God? Ons wil vir hulle wys, hoe wel is God? Ons wil vir hulle wys, hoe begeerlik is hierdie God? Ons wil, of eintlik, die Heilige Gees wil deur jou, jou kind God laat sien en jou kind God laat begeer. So op hierdie punt moet ons stop en sê, wat leer ons hier oor God? En ons sien God se trou nie. God is net absoluut getrou. Ons is 10 jaar na die Here se beloftes daar in Genesis 12, waar die Here vir hom gesê het, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, ek sal, of in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Abraham, in jou gaan daar iemand kom, in jou nageslag, daar gaan 'n nageslag uit jou kom, 'n kind uit jou kom, in wie die geslagte van die aarde geseën sal word, lewe sal hê, ewige lewe sal hê. En die Here het dit 10 jaar terug gemaak, daar die belofte, maar die Here het nie tussentyd nie vergeet nie, ons God is nie vergeetagtig nie, hy's getrou, hy onthou, en dan help hy Abraham in sy benoudheid, hy help Abraham daar in sy twyfel, hy help Abraham sy geloof, as hy hom daar uit sy nag en sê, luister Abraham, tel die sterre, kyk, wie is ek, Abraham? Al daardie sterre, wys nie na hulle self toe nie, dit wys op na my toe, dit wys, kyk, ek is die Almagtige God, niks is vir my onmoontlik nie. Dis ons God. As ons daar om die tafel sit en saam huisgodsdienst saam met ons kinders, dan is ons almal in die genade verbond en dan moet ons vir ons kinders sê, dit is ons gesin se God. Ons dien hierdie God. Ek en julle ma, ons twee dien hierdie God en ons wil hê julle as kinders moet hierdie God lief hê en hom groot. Dis ons God. Nou, wat is Abraham se reaksie toe? Abraham reageer toe. Toe die Here hom daar die sterre laat tel, toe sal hy 'n verdere gesprek. Die Here het in vers 1 en vers 2 na Abraham toe gekom. Vers 1 na Abraham toe gekom en daar beloftes. In vers 2 en 3 het Abraham teruggepraat met die Here. Hy het sy bekommernis voor die Here gebring. Vers 4 en 5 het die Here met hom gepraat en sê, maar ek is getrou. Kyk na my, ek is getrou en ek sal magtig. En dan is dit asof Abraham net rustig word. En dan staan wat Abraham doen in vers 6. En hy het in die Here geglo en die Here het hom dit, daardie geloof, tot geregtigheid gereken. Nou hier is iets geweldig belangrik.
wat ons vir ons kinders moet leer, en ons sal, soos wat ons kinders groter word, hierdie oor en oor en oor en oor en oor en oor vir ons kinders moet leer. Ek dink hierdie is een van die moeilikste goed vir ons, as mense wat totaal verdorwe gebore word, om in ons koppe te kry. So hier moet ons baie bid vir ons kinders, rarig vir ons self en vir ons kinders. Want hier leer ons iets oor geloof. En ons leer oor iets oor tot geregtigheid gereken. En dis twee begrippe hierdie wat uiters belangrik is. So, kom ons gaan op aan. As Abraham hier sê, as Genesis 15 vers 6 sê, Abraham het in die Here geglo. Wat doen Abraham op hierdie stadium prakties as hy glo? Ons verstaan dit as ons kyk na Abraham se krisis nou. Abraham kan nie kinders voortbring. Hy kan met die beste wil ter wêreld kan hy nie kinders voortbring nie. Dis onmoontlik vir hom om dit te doen. En nou kom die Here en hy sê, jy gaan kinders hê. En Abraham twyfel en Abraham het die bekommernis en dan kom die Here en hy help Abraham se geloof. En dan staan daar Abraham glo. Nou op daardie stadium, wat maak Abraham? Hy sê, ek sal breek en ek wil self kinders voortbring. Ek weet hierdie kind is uiters noodsaaklik. Dis die kind van die moederbelofte. Dis die kind wat die koninkryk van God laat kom, maar ek kan daardie kind nie maak nie. En ek gaan ophou om self dit te wil doen. Ek gaan ophou om self my verlossing dis uit te werk. Want Abraham se verlossing hang van die geboorte van hierdie kind af. As hierdie kind nie kom nie, gaan Abraham hel toe. Okay? Dit is die realiteit. En nou sê Abraham, ek gaan ophou om self te probeer om my verlossing uit te werk. Ek sal na die Here toe gaan en sê, Here, doen dit vir my. Doen dit vir my. Dis wat Abraham doen as hy glo. Ek breek radikaal met ek sal self en ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, gee vir my daardie kind asseblief. U is almagtig en u is getrou. Gee dan vir my daardie kind. En dan is die volgende sinnetjie wat daar staan in Genesis 15 vers 6. En die Here het dit hom tot geregtigheid gereken. Wat op aarde beteken dit? Kom ons probeer agterkom. As God dit hom tot geregtigheid reken, dan beteken dit God as regter maak daar 'n uitspraak waar hy vir Abraham sê, Abraham, jy's nie skuldig nie. Abraham, jy het volmaak die wet nagekom. Jy staan reg voor my Abraham, nie skuldig nie, heeltemal in die reg. Abraham, ek sien jou hier voor my staan as iemand wat volmaak is, soos Adam voor die sondeval. Jy kan saam met my, Abraham, jy kan saam met my op die nuwe aarde wees. Dis wat dit beteken, as hy tot geregtigheid reken. Om dit tot geregtigheid reken. Nou, dit is Abraham se geloof. Maar nou baie belangrik, is nou geloof daar reg verstaan. Dit gaan nie oor die prestasie van Abraham se geloof nie, glad nie, hoegenaamd nie. Abraham verdien nie met sy geloof enige iets, want wat doen hy geloof? Geloof verdien nooit iets nie. Wat geloof doen is, geloof verdien het is, Here, red my. Here, ek kan nie self nie, Here, ek gee heeltemal op, ek gaan nie meer self iets doen of verdien nie. Gee vir my daardie kind, of ek sterf, Here. En ek kan nie self daardie kind voortbring, U sal hom vir my moet gee. En dit word Abraham tot geregtigheid gereken. Dit is, Here, ek sal breek met self, Here, doen dit vir my. Gee U vir my die geregtigheid, deur daardie kind wat U gaan gee. En dan gee die Here vir Abraham daardie kind, en daardie kind gaan vir Abraham kruis toe. En dis hoekom Abraham voor God regverdig kan wees.
Nie oor iets wat Abraham gedoen het nie. Abraham het juist daarmee gebreek. Hy gaan na die Here toe en sê, Here, doen U dit vir my. Doen U dit vir my. Weet julle, so moet ons en ons kinders altyd na die Here toe gaan. Dit is vir my een van die grootste krisisse as ek huisbesoek doen en ek vra vir mense, luister, hoe is julle regverdig voor God? Dan weet ons baie keer nie, of ons sê iets soos ons probeer daarom hard om weg te leef of so. Weet jy wat, ekskuus, ek gaan dit reguit sê, dan gaan jy help nie. Want jy kan nooit goed genoeg probeer nie. Nee, wat ons nodig het, is God, wat ons regverdig verklaar. Nie omdat ons iets doen, maar omdat ons vir hom vra om vir ons alles te doen. Vir Abraham het dit heel prakties beteken, gee vir my 'n kind. Gee vir my 'n kind. Want daardie kind moet uiteindelik vir my kruis toe gaan. Uit daardie kind gaan uiteindelik Jesus kom, vir my kruis toe gaan. Sodat hy my sonde op hom kan neem en vir my aan die kruis kan sterf en vir my sonde skuld kan betaal, sodat ek regverdig voor U kan staan en uiteindelik saam met U en daardie kind van U op die nuwe aarde kan neem. Weet julle, dit is presies dieselfde vir ons. Dit is presies dieselfde vir ons. Ons vra ook, Here, ek kan nie sin, gee vir my die kind. Gee vir my Jesus, wat vir my, in my plek, alles doen, sodat U kan sê, Kobus, Marietjie, Andries, Louis, Johannes, Marie, julle is regverdig voor God. Nie omdat julle self regverdig is nie, maar omdat julle vir my gevra het om vir ons 'n kind te gee. Om vir ons 'n kind te gee, om vir ons Jesus te gee. Nou, regtig, ons moet vir ons kinders aan mekaar hierdie vertel. So, ons bid vir mekaar om dit ook reg te kry. As julle vra het hieroor, asseblief praat met my. Ons moet met mekaar baie praat hieroor en ons moet vir mekaar baie bid ook. Dat ons hierdie regtig vir ons kinders kan verduidelik. En kom ons bid ook vir ons kinders, dat hulle regtig by die punt kom om vir die Here dit te vra. Om vir die Here te sê, Here, ek gee op, doen U dit vir my. Nou ja, julle moet goed gaan. In die res van die week, ek stuur die ander toerustings, so in die loop van môre of so. Julle moet goed gaan.